Here vanaand kom U alleenlik my koning. Al die prys, al die loof, al die eer, Here, kom alleenlik U toe. Vader, dankie Here dat U in ons teenwoordigheid is. Dankie Heilige Gees dat U in ons teenwoordigheid is. Here, ons kom vanaand na U toe, nederig voor U troon kom staan ons, my God. Here, en ons vra in Jesus se magtige naam. Sien alles wat vanaand sal uitgaan. Here, hier is U woord, my God. Sien dit, my koning, in Jesus se magtige naam. Vader, ek bid en ek vra dat elkeen wat die woord sal hoor, dit sal aanneem, my God. Elke oor wat my stem kan hoor, hierdie woord van God sal aanneem. Vader, ek kom teen elke gees in hierdie atmosfeer. Here, ek stuur elke mag. Here, verbreek ek nou in die naam van Jesus Christus. Here, ek kom teen elke Satansband. Here, ek kom teen elke demoon in die naam van Jesus Christus. Here, ek bestraf elke gees wat nie van U afkom nie. In Jesus se magtige naam. Here, seën hierdie woord. Sien elke oor wat dit sal hoor. Sien elke hart van klip om te verander na 'n hart van vlees. Here, ek bid en ek vra in Jesus naam. Maak my so dig toe onder U kosbare bloed. In Jesus se magtige naam. Bid ek dat U die grond sal toemaak. Wie elkeen opstaan. In Jesus se magtige naam met baie dank sê. Amen. Halleluja. Familie, my begroeting kom vanaand in die naam bo alle name. In die naam wat red. In die naam wat verlos. In die naam wat genees. In die naam wat bevry. In die naam wat struike breek. In die naam wat demone uitdryf. In die naam wat siekes gesond maak. Dis die naam Jesus Christus waarmee ek U groet vanaand. Familie, my skrif kom vanaand uit Markus 1. Vers 32 tot 34. Hy's min, maar glo my, hy's in. Prys die Here. En toe dit aand geword het, dis mos aan die buitekant. En die son onder was. Ek sien nie 'n son hier nie. Het hulle na hom gebring almal wat ontgesteld en van duiwels besete was. En die hele stad het by die deur saamgekom. En baie wat in allerhande siektes gely het hy gesond gemaak. En baie duiwels uitgedryf. En die duiwels het toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. Prys die naam van die Here. Nou familie, Jesus kom uit die kerk uit en hy dryf duiwels uit.
Jesus gaan na Simon Petrus se huis toe. En hy maak sy skoonma gesond. En nou staan Jesus by 'n oop lig. Toe dit donker was en die son het gaan sak, is dit dan nie nou donker nie? Het die son dan nie alreeds gaan sak nie? Het mense na hom toe gekom, en net daar waar hy was, pastor, sê die woord van die Here, was almal wat ongesteld en van duiwel besete was, na hom toe gebring. Familie, ons kom kerk toe met siektes. Ons kom kerk toe met geesies. Ons kom kerk toe met houdings. Ons kom kerk toe met maniere. En Jesus dryf alles wat ongesond is uit ons uit. Ons roep die Here. My broer is siek, pastoor, kom bid vir hom. Ons roep die Here. Leraar, my ma is siek in die hospitaal, kom bid vir haar. En Jesus kom na daardie mense toe. En die mense word gesond, pastor. Maar nou is ons in die straten. En ons dink die Here kan ons nie in die straat genees nie. Ons is in die openligte. En ons dink die Here kan ons nie in die openbaar genees nie, evangelis. Maar die woord van God sê, toe het donker was, en die son het gaan sak soos die boenie, toe kom die mense eers uit. Nou ons weet mos, daar is 'n gesag wat sê, in die donkerte, hulle sê onder, draai die duivels rond. Oh, prys die Here. Prys die Here. Nou familie, ons is bang om na die Here toe te kom. Want wat in die nag gebeur, word geopenbaar in die dag. Ons is bang om na die Here toe te kom. Want vanaand kom ons tot bekeer. Môre is ek omgekeer. Vanaand dryf die Here duivels uit. Môre sit ek om net self weer terug. Vanaand is ek genees van siekte. Vanaand is ek genees van verslaafheid. Vanaand is ek genees van droefheid. Maar môre gaan soek ek het maar net weer op. Hoeveel keer moet die Here dan kom na ons toe? Hy kom in die kerk in, ons wil nie worry. Hy kom in ons huis, ons wil nie worry. Hy staan in die straat, ons wil nog nie worry nie. Hy kom in die dood, ons wil nog nie worry. Hoeveel mense wat ons ken, lê al reeds
in die begrafplaas wat gesê het, daar's nog tyd. Ja. Hoeveel mense wat ons ken, wie in die begrafplaas lê, het gesê nie nou nie. Hoeveel mense het daar uitgestel? Hoeveel mense het al afgestel? Hoeveel meer moet ons nog sien om te kan besluit dat die tyd is min? My neef verloor ek op die ouderdom van 32. Hy het net 30 jaar oud geword. Familielede van ons sterwe af op 'n jong ouderdom. Doodgeskiet, doodgesteek, karongelukke, doodgedrink, doodgerook. Maar tog wil ons nie luister nie. Tog wil ons nie hoor wanneer die Here kom klop nie. En die hele stad het by die deur saamgekom. Nou familie, ek vra vir julle, waar sien ons 'n deur by 'n oop lig? Waar sien ons 'n deur by 'n oop lig? Maar die Here kom in by 'n deur, dan besef ons nie dat ons is die een wat die deure toehou. Ons is die een wat die deur agter slot en grendels hou. Ons is die een wat besluit nee. Ek gaan nie nou die klop antwoord nie. Want as ek nou die klop moet antwoord, dan gaan ek die naweek lekker kan kry nie. Ek gaan die volgende week gaan nie by 21st nie. Ek gaan die volgende maand my lekker dronk kan drink by 'n afterparty nie. Ek gaan nie my kan dronk drink by Easter naweek nie. Hoeveel keer moet ons sien die Here klop aan ons deure, maar ons is nie bereid om oop te maak nie. Hoeveel keer moet ons sien die Here klop aan ons deure om ons te kom waarsku? Jou broer gaan sterwe, kom na my toe sodat jy kan lewe. Jou ma is op haar siekbed, kom na my toe sodat jy gesond kan word. Jou pa is al reeds in die grond in, kom na my toe sodat jy die ewige lewe kan ervaar. Sommige van ons is bang, want ons moet ons ou dingetjies aflê. Ons moet ons ou gewoontes ontslaaf van raak. Ons moet ons vriendekring verander. Want 'n kind van die Here kan nie bevriend wees met 'n kind van die duiwel nie.
Ons staan so. Wil ons staan. Ons wil die Here dien. Ons wil die wêreld geniet. Maar evangelis, dink gou jouself aan. As die Here kom, of as die duiwel kom, wat gebeur dan? Waartoe gaan jy val? Waartoe gaan jy val? Gaan jy val in die hande van die Here soos Dawid gesê het? Of gaan dit wees soos in die boeke van Juda? Waar die duiwel en die aardse engel baklei het oor 'n siel. Baaste vandag se grade was 38 gewees. Ek het so 'n screenshot gevat van die weer. My gesien is 38 in George. Nou daar by my werk is dit lekker koel. Maar as ek my aandink, as ek hier so staan, die dier staan daar, as ek hier so staan, dan begin die skroei ek al klaar. Nou wat gaan gebeur wanneer ons op ons doodsbed lê? En die helse vuur kom nader. En ons begin skroei. Sommige mense wou mos nie glo aan dood nie. Hulle wou nie glo aan die dood nie. Maar wat gaan jy dan glo? Wanneer dit jy is? Dan gaan die is geloof. Dan gaan die is geloof. Dit kan jy ook nie glo nie. Want dan is dit te laat. Dit kan jy nie Here nie. It's too late. It's too late. Ek ken jou nie. Jy mos nie my erken nie. Jy mos nie met my gemeenskap gehad nie. Jy mos nie met my brood gebreek nie. Jy mos nie geluister na my profete nie. Jy mos nie geluister na my diensknegte nie. Gaan weg. Ek ken jou nie. Wow. Ja. Oh. Ek gaan dit weer sê. Jesus kom in die kerk in en hy dryf 'n demoon uit die kerk uit. Hy kom by sy diensknegt se ma, sy skoonmaakskies, en hy maak haar gesond. Die Here het nie 'n gebou nodig om jou gesond te maak nie. Die Here het nie 'n gebou nodig om demone uit te dryf nie. Wat doe jy op die openlig staan te sê? Hey, bly jy stil. God het nie nodig om in 'n gebou te operate nie. Maar ons wil die Here beperk. Ons wil die Here beperk tot 'n plek. Mijn familie as ek die Here beperk en ek stap uit my huis uit. Bye Jesus, sien jou later. Daar gaan ek. As ek die Here beperk tot 'n gebou, dan sê ek mos
vir die Here, bly jy daar waar jy is, Jesus. Die duiwel heers mos oor die hele aarde. So ek gaan maar nou op die duiwel se speelgrond gaan operate. En wanneer ons op die duiwel se grond gaan operate, dan wat gaan die duiwel met ons doen? Hy gaan jou slag. Hy gaan jou vernietig. Hy gaan jou verkrag. Halleluja! Halleluja! Jou familie, wanneer iemand verkrag word, hulle menswaardigheid word weggeneem. Die krag wat hulle gehad het om te lewe, word weggevat. Jou ywerheid om jou werk en familie te dien, word weggevat. Jou selfvertroue word weggevat. Dis wat die duiwel met ons maak. Die duiwel kom en hy verwoes alles wat in sy pad staan. Straatspoen. Nou pastor, die duiwel weet, hy kan nie my aanvat met sonde nie, want ek wil nie in sonde lewe nie. Nou wat doen hy, Suster Poenie? Hy mimiek die stem van God. Hy sê vir jou alles wat goed is. Alles wat mooi is. Hy sê vir jou alles wat mooi is. Hy sê vir jou alles wat lieflik is. Hy mami kom. Ja, hulle het vrae gevallen met hom. Maar wanneer God kom, wanneer God kom, jy gaan eers deur verdrukking gaan. Een eier wat 'n hoender lê, wanneer daai kuiken uitkom, moet hy pik en pik en pik en pik tot hy deurbreek. Hy gaan nie net 'n hoender word nie, want die duiwel sê vir jou, as jy hier vanaand afstap, dan gaan jy aan jou glorie instap. As jy hier vanaand afstap, dan gaan jy in jou genade instap. As jy hier vanaand afstap, dan gaan jy in jou gezondheid instap. Maar die Here Jesus Christus, Kom nou. Jesus het ons geweet, hy het nie na hierdie aarde toe gekom om vir ewig te lewe nie. Hy het geweet, daar is verdrukkings waardeur hy sal gaan, waardeur hy moet gaan. Nou die rede hoekom God hierdie dinge laat toegelaat het op Jesus Christus se lewe, is sodat ons kan verstaan, om in die lewe van ewige lewe uit te kom, moet ons deur verdrukkings gaan, ons moet deur pyn gaan, ons moet deur lyding gaan, ons moet deur armoede gaan, ons moet deur swaarheid gaan.
Maar dit is net vir 'n wyle. Want alles het 'n bepaalde tyd. As jy die kerk toe wil kom, leraar, en jy wil ons by jou huis en die pastor, dan doen ons dit in die straat en Suster Poenie. Die evangelis, as jy dit in die kerken wil ervaar nie. Pastor, as jy my wegjaag van jou huis af. Die Here ken my, gaan nie my sommer 'n bietjie harder sit. Ek kom tot binne in die straten, sodat jy dit kan hoor. Die woord van God sê, dit is beter as jy dit nie gehoor het nie. Maar nou, ek dink ek moet die speakers 'n bietjie draai. Maar nou, het jy gehoor? As jy net in die kerke nie, as jy net in jou huise nie, as oral waar jy gaan, as in die werken, as in die hospitalen, as in jou kar in. Oh, Here, hulle is op TikTok, sommer die 90% van TikTok sit hulle vol. Hulle kom sommer live ook. Jy dink nog, jy gaan verbyskrou oop as te laat. Want jy kyk nog hy bou, dan kom die Here vir jou. Kyk nog hoe pop hy kan, dan kom die Here vir jou. Jy speel nog lekker games, evangelis, dan kom die Here vir jou. Die mense is mos lief om games te speel, pastor. Die mense is mos lief om te sê, nee, ek gaan kom. Ek is Sondag in die kerk en pastor. Halleluja. As 'n gedeelte in die woord wat sê, die koning het 'n feesmaal gehad en het uitnodigings gestuur. Hy het nie vir wie gestuur nie. Hy het vir die profete gestuur. Hy het vir die evangeliste gestuur. Hy het vir die apostels, die diakens, die bishops, die broers, die susters het hy gestuur. Halleluja. Hy het die hele gesag het hy genooi. Maar die apostel was te besig geweest. Die leraar was te besig geweest. Die evangelis was te besig geweest. Die suster het gesê, nee, kan nie kom nie, my baba is te klein. Die broer het gesê, nee, kan nie kom nie, ek moet eers my kar regmaak. Die bishop het gesê, nee, ek kan nie kom nie, ek het papier weer wat ek moet doen. Die koning sê vir sy knegte, gaan haal hulle in die straten. Hulle wat niks het, die gaan haal hulle. Hulle wat die kos het, die gaan haal hulle. Maak nie saak wat hulle aantrek, die gaan haal hulle. Maak nie saak hoe hulle lyk, die gaan haal hulle. Maak nie saak hoe hulle praat, die gaan haal hulle. Maak nie saak waar hulle werk,
nie vir hulle wat jare nie. Halleluja. Halleluja. Hierdie partytjie in die hemel is vir hulle wat kom, wat geroep word. Ja. Nou hoeveel keer, Here, moet die Here ons roep? Hoeveel keer, Suster Poenie, moet die Here klop? Ja, as jy deur nie, maar die Here kom klop. Hy klop op die hart se deur. Hy klop op die hart se deur. God wil dinge in ons lewe doen. Maar ons gee hom nie geleentheid nie. Buite. Jesus. God wil dinge vermag in ons lewe. Maar ons hou hom buite. Ons wil nie toelaat dat die Here genesing bring nie. Want ons wil hy sal sy geld kry. Ons soek hy 370's. Ons soek hy disability pay. Ons soek. Ons soek. Ons soek. Maar ons soek nie eers die koninkryk nie. Familie, God het nie 'n gebou nodig nie. Want die aarde is sy gebou. Die aarde het hy gemaak met sy hande. So hy het nie 'n gebou nodig om by ons uit te kom nie. Ons moet net toelaat en die gehoor van sy klop moet ons antwoord. Ek gaan dit weer vra. Hoeveel van ons ken mense wie in die begrafplaas lê, wie gesê het, ek is nog nie reg nie. Nie nou nie. Miskien wanneer ek ouer is. Maar toe dit donker geword het en toe die son gaan sak het almal wat siek is, wat kranklik is, wat kwaad was, wat seer harte gehad het, wat kwaad in die hart gedraai het, wat pyn gehad het, wat verdrukking gehad het, wat gevoel het die binnekant in hulle, is daar beweging, wat hulle nie kan laat uiter nie. Almal van hulle het na Jesus toe gekom. Ek roep en ek vra vanaand, as daar iemand is wat die Here wil nou 'n ding doen in jou lewe, as daar iemand is die Here wil nou 'n ding doen in jou lewe, moenie bang wees vir wat mense gaan sê nie. Moenie bang wees vir wat jou familie gaan dink van jou nie. Kom nou. Kom nou. Dankie Here. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Dankie Here. Dankie Heilige Dankie Heilige Gees vir u teenwoordigheid.
Yara! Yes! Yes! I see! Taki Yara! Oh, Yara was pricey! Regli mo pimanan! Oh, Yara may silat pati! Oh, Taki Yara! Oh, Yara may silat pati! Kailan ang kiyas? Oh, bayad ang kira. Alas! Eka diyan! Kahit ang hambay alos na